Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Mag dit vir elkeen van ons 'n wonderlike paar oomblikke in die Here se teenwoordigheid wees. Mag ons vir 'n oomblik tot rus kom in die chaos van die wêreld en mag ons besef dat dit geloof is wat ons staande hou. Dit is op die ou einde genade wat ons laat uithou wanneer ons voel ons wil moed opgee. Dis hoop wat ons laat aanhou en die liefde van die Here wat ons altyd weer opnuut laat vertrou. In hom en deur hom is ons altyd meer as oorwinnaars en daarom kan ons met vrymoedigheid ook tot hom nader in lof en in aanbidding. Ons gaan ons erediens begin met 'n toetrede lied, Vonk 72 strofe 1 en 3, juis 'n lied wat sê dat ons dankbaar is vir die voorreg om in die Here se teenwoordigheid te wees en dat ons wil stil raak in sy teenwoordigheid. U bly staan vir die woord en die seëngroet en dan ook die lofsang wat daarop volg. Kom ons dank die Here vir sy goedheid, kom ons raak stil in sy teenwoordigheid, ons erken sy teenwoordigheid in ons lewe en ons laat ook toe dat hy ons binnekant volmaak met sy liefde en sy genade. Ons begin met Vonk 72. Daar staan in die woord van die Here, gelukkig is die mens wat gereeld na die huis van die Here optrek, om daar met die goeie van sy genade versadig te word. Want elkeen wat in hom glo en hom dien, ontvang die lewe. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
geliefdes in ons Here Jesus Christus, dis belangrik om volgens die wil van die Here te lewe, omdat dit die rigting en die doel vir ons lewens word. Dit help ons ook om gesonde lewenskeuses te maak wat tot seën en vrede in ons lewe sal lei. Deur daagliks te soek na die wil van die Here versterk ons geloof, maar versterk ons ook ons verhouding met die Here en stel dit ons in staat om as voorbeeld vir ander Christene en ander mense ook te wees. Daarom is dit belangrik dat ons sal hoor wat in die woord van die Here staan oor hoe ons volgens sy wil kan lewe. En 'n teksgedeelte wat dit altyd baie mooi verwoord en vir ons kortliks opsom is Efesiërs 4. Daar staan: Ek druk dit julle op die hart, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees in julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle roep. Daar is net een Here, een geloof, een God en Vader vir almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalspore wil lei nie. Nee, ons sal dan bly by die waarheid en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Dit is duidelik dat ons nie sonder die Here in ons geloof kan groei nie en dat ons ook nie sonder die leiding van die Here volgens sy wil kan lewe nie. Hy het hierdie groeiproses in ons begin, hy hou dit daagliks in stand en hy sal dit ook op die bestemde tyd tot volheid bring. En ons moet die gesindheid in ons hart verander. Mag God ons daartoe help. Ons sing saam van sy liefde en genade uit Vonklied 79, waarna u weer u plekke kan inneem.
Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit Psalm 62. Ons het verlede week bietjie gaan kyk na Psalm 92 en Psalm 62 is een van die psalms wat baie mooi ook saam met Psalm 92 gelees kan word, omdat die boodskap daarvan dieselfde is, dat die mens wat in God sy rus vind en God sy anker vind, staan op die ou einde baie sterker as al die storms van die lewe hulle bedreig. En daarom is die opskrif van Psalm 62 ook, net by God vind ek rus. Vir die koorleier 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'n Man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk, hulle skep behaag in leuns, uit die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik, mense is niks, op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie, roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê, nee 2. Dat net God mag het en 'n mens net op U, Here, kan vertrou. En dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons altyd getrou hierdie woorde in ons harte en in ons lewens bewaar, en mag ons erns maak met die woord van God as die lig op ons pad en die lamp by ons voet. Gemeente, kom ons raak stil en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons buig vanoggend in diepe verwondering voor U neer. U wat die skepper is van hemel en aarde. U wat die see gestop het met 'n grens, wat berge opgerig het, Here, en sterre met U asem laat skyn. Ja, U is heilig, groot en magtig. En tog kom U vandag in hierdie oomblik naby aan ons, Here. U kom naby aan ons as U kinders. Dankie dat U ons vanoggend hier bymekaar gebring het, nie net om 'n preek te hoor of 'n paar liedere te sing nie, maar om U waarlik te ontmoet, lewend, teenwoordig en met arms vol liefde. Here, ons bely dat ons nie altyd hierdie liefde weerkaats nie. Ons gedagtes en ons woorde en ons optrede is dikwels ver van dit wat U bedoel het dit moet wees. Daarom vra ons ook dat U ons sal vergewe, Here. Was ons met U genade. Kom maak ons harte weer sag, maak ons oë oop, maak ons ore fyn om U stem te hoor. Ons bid vir elke persoon wat vandag hier is, die wat bly is, die wat hartseer is, die wat moeg geword het, die wat wag vir antwoorde, die wat stikkend is van die seer in hulle harte. Here, U ken elkeen by die naam, U ken die geheime trane, die stil skree van 'n hart in pyn, maar ons weet en ons bely dat U die God is wat nie net hoor nie, maar altyd ook bereid is om te help. U genees, U herstel, U bring lewe waar dood was, U maak nuwe paaie in woestyne en laat water stroom uit droë klippe. Here, kom en beweeg in hierdie diens ons harte. Kom verlig ons deur U woord, vul ons lofgesange met krag
en lei elke oomblik saam met ons hierdie lewenspad, sodat ons U alleen daardeur sal verheerlik. Laat vandag se diens nie net 'n plig wees nie, maar 'n ontmoeting wat ons lewens verander. Aan U al die eer, die lof en aanbidding tot in ewigheid. Amen. Een rukkie gelede kyk ek na 'n program waar 'n vliegtuig met 'n klomp weerkundiges aan boord in die moeilikheid beland het. Hulle was besig om navorsings op storms te doen toe die spesifieke storm hulle op 'n baie gevaarlike plek vasgekeer het. En ongelukkig kom hulle toe agter dat dit nie enige storm is nie, maar dat hulle op daardie oomblik reguit in 'n orkaan ingevlieg het. Die storm rondom hulle was so sterk en erg dat hulle op 'n stadium totaal en al beheer oor hierdie vliegtuig verloor het. Die kragte van die storm was baie sterker as wat hierdie spesiaal ontwerpte vliegtuig kon hanteer. Hy het met tye getuimel uit die lug uit, sy vlerke het gelyk asof dit gaan breek, die vliegtuig het selfs groot afstande uit die lug uit begin val en een van die 4 engines is in die proses afgeruk. Gou het die bemanning besef dat hulle nie lewend uit hierdie navorsingsvlug gaan kom nie. Al was dit hulle werk om die krag van storms te meet en te gaan ondersoek wat in so 'n storm gebeur het, hulle besef dat hulle nie in hierdie storm gespaar sou word nie. Amper soos wat ons die afgelope week ook daar in Jamaica en Cuba gesien het, die vernietiging wat deur so 'n orkaan veroorsaak word, is skrikwekkend. Maar net toe hulle dink dit is verby, toe kom daar op 'n stadium doodse stilte in hulle teenwoordigheid. En skielik is die lug bokant hulle helder blou en skyn die son se strale van bo af op hulle. Een van die bemanningslede skryf nogal dat hulle gedink het hulle in die hemel is, dat hulle gesterf het en nou die hemel ingegaan het. Dit was stil, dit was helder, dit was lig rondom hulle, die reën het sagter geword, die wind was stiller en die stilte was groter. Groot was hulle verbasing toe hulle agterkom en deur die venster kyk en sien hulle is nie in die hemel nie, hulle het in daai oog van die storm beland. Reg in die middel van 'n orkaan is daar altyd 'n gedeelte wat as die oog bekend staan. 'n Gedeelte waar die storm stil word, die wind nie so verwoestend waai nie en waar die reën opklaar. Al was die storm nie vir hulle verby nie, het hulle op daardie oomblik stilte ervaar, het dit hulle kans gegee om asem te haal, om perspektief te kry en weer moed bymekaar te maak om weer terug deur die storm te gaan en by die basis te gaan land. Werk dit nie so met ons lewe ook nie? Ons elkeen is soms vasgevang in die storms van die lewe.
En wat ook al hierdie storms van die lewe vir jou en vir my is, of wat die rede vir hierdie storms in ons lewe is, dit verskil van mens tot mens, maar ons almal ken die storms van die lewe baie goed. Ons word soms deur die storms van gejaagdheid en roetines, bekommernisse, siekte, teleurstelling rondgegooi. Van al ons kragte gestroop, ons word dalk selfs deur goed in hierdie lewe gebreek, en wat ons laat voel dat ons alles in ons vermoë moet doen om net in die proses te bly oorleef. Die afgelope week praat ek met 'n klomp mense wat net nie meer met hierdie gejaagdheid en die druk van die lewe wil aangaan nie. En hulle almal sê vir my dieselfde ding, hulle sê Dominee, ek het 'n diep hinkering om net tot rus te kom. Ek het 'n hinkering vir vrede, 'n oomblik van kalmte, 'n bedaardheid in die malligheid. Baie wens hierdie jaar kan nou klaar kry, omdat dit 'n jaar was wat elke stukkie van ons energie uit ons getap het. Vir baie is hierdie laaste kwartaal of die laaste stukkie van die jaar lê soos 'n berg voor hulle, omdat daar nog baie take is wat gedoen moet word, 'n klomp eksamens is wat afgelê moet word, en dit voel of die dae en die ure net al hoe minder geword het. Almal wil in hierdie storms van die lewe ook net 'n oomblik van rus ervaar, soos wat daardie bemanning in daai vliegtuig wou aanvaar het. Almal smag dalk net op hierdie oomblik vir die oog van die storm. Want hierdie rus beteken dat daar ergens stilte sal moet kom. Mens kry nie rus as dit nie stil raak rondom jou nie. Ons kom dalk juis nie tot rus nie, omdat ons verleer het hoe om waarlik stil te raak. Ons het so gewoond geraak aan die geraas van die storm rondom ons en probeer alles in ons vermoë en ons kragte inspann net om in hierdie storm te oorleef, dat ons vergeet het waar en hoe om by die oog van die storm uit te kom, om net weer vir 'n oomblik daar rus te vind. Psalm 62 nooi ons presies na daai plek toe. Dawid skryf nie hierdie woorde uit 'n gemaklike en veilige plek van sy lewe nie. Hy skryf dit eintlik terwyl sy wêreld geskit word, terwyl die storms van sy lewe op 'n hoogtepunt is en sy onsekerheid die grootste is wat dit nog ooit in sy lewe was. Die enigste verskil is, Dawid het geleer hoe om by die oog van daai storm uit te kom, om weer rus en stilte te vind, sodat hy met nuwe krag en moed die storm verder kan aanpak. Hy leer ons vandag om by daardie selfde plek uit te kom. Nie omdat die wind van hierdie storms in ons lewe gaan bedaar het nie. Nie omdat die storms net bloot gaan verdwyn nie, maar omdat ons siel tot rus kan kom by God, wat sterker is as die sterkste storm. Vandag moet ek en jy by die oog van die storm uitkom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Psalm 62 sê, net by God vind ek rus. En hierdie rus in ons moderne gejaagde samelewing het maar vir ons eintlik 'n onhaalbare ideaal of 'n onmoontlike droom geword, of so voel dit vir ons. Is hierdie rus by God nog binne ons bereik? Is die storm nie dalk besig om vir ons te breek nie? Ons word deur die storms van die lewe gerol en vasgekeer en omgekeer, selfs met tye gebreek, en dan voel dit vir ons of hierdie rus eintlik totaal en al 'n onwerklikheid is, of dit buite ons bereik is. Dit voel naderhand vir ons asof rus net in 'n perfekte wêreld bestaan, maar nêrens in die storm van die lewe bereik kan word nie. Al wat ons rondom ons sien en in ons wese voel, is die storms wat elke dag in ons en rondom ons woed, dat ons lankal vergeet het van die plek van rus waarvan Dawid in hierdie gedeelte praat. En hierdie rus wat hy van praat is eintlik heeltemal binne ons bereik. Dit is haalbaar mits jy dit by God gaan soek. Die rus waarvan hy hier praat is glad nie die tydelike rus waarna ons smag en wat ons hoop as die skole gesluit het ons op die lang ente se stap op die strand sal kry nie. Die rus waarvan hier gepraat word is die rus wat jy kan hê selfs waar die grootste storm jou in jou lewe lam lê.
Dis nie rus in plek van die storm nie. Dis rus midde in die storm. Die Psalm praat nie van rus apart van onrus en onstuimigheid, so asof rus ergens 'n plek is waar ons moet uitkom en 'n bietjie kan gaan uitspan nie. Die psalmdigter sê nee, daar is rus, selfs waar dit vir jou voel, hierdie storm is besig om vir jou te breek. Dit praat van rus binne in die storms wat jy op hierdie oomblik kan ondervind. Dit gaan in die Psalm oor die werklikheid dat God rus gee, ten spyte van die teenwoordigheid van onrus, gejaagdheid, twyfel, teleurstelling en swaar kry. Anders as in ander psalms soos Psalm 130 of Psalm 42, waar daar uitgeskree word teen die storms van die lewe, vertel Psalm 62 vir ons van stilte of rus wat jy binne in daai storm kan kry. Vertel vir ons van daai oog van die storm. Dit beskryf die oog van die storm as God se teenwoordigheid, daai binnespasie waar jy moet uitkom, al is die storm nog nie verby nie. En dit vertel van hierdie oog waarin Dawid homself bevind het, al het daar wille storms in sy lewe gewoed. En kom ons gaan hoor bietjie hoe die storms in Dawid se lewe gelyk en met wat sy krag dit in sy lewe losgebars het. Hy sê, hoe lank wil julle my nog beskuldig, my probeer doodmaak? 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hy word beskuldig, sy lewe word bedreig, die stabiliteit en standvastigheid is uit sy lewe uit weg, hy het sy krag verloor. En Dawid vertel nie net van hierdie skrikwekkende dinge wat met hom gebeur nie, hy vertel ook dat daar gemeene mense sy pad gekruis het. En tussen hierdie gemeene dinge en gemeene mense het hy vir sy lewensritme verloor. Weet hy nie watter kant toe nie, weet hy nie waarom om net van dit ontslae te raak nie. En dis maar een van die duisendvoudige storms wat daar in Dawid se lewe was. Dawid weet dis baie goed van die gebrokenheid van hierdie lewe. Hy verstaan dit, hy verstaan die swaar kry, die hartseer, die seer kry, die ongekende onsekerheid wat jou skielik in hierdie lewe kan oorval. Jy sien, Psalm 62 probeer nie daai goed ignoreer nie. Psalm 62 probeer nie vir jou sê, ag, vind rus en dan maak ons maar net of al daai slegte goed nie bestaan nie. Dawid probeer nie sê dat rus eers te vind is as alles weer mooi en perfek en reg in die lewe gaan nie. Hy praat nie van rus en stilte wat jy eers sal vind as al hierdie moeilike goed verby is nie. Hy sê nee, binne in daai goed waardeur jy gaan. Binne in daai hartseer wat jy ervaar. Binne in daai ellende wat gekom het toe alles skielik rondom jou verander het en oornag gebreek het. Binne in dit is daar stilte. Nie omdat die wind gaan lê het, of omdat die storm verby is, of omdat die reën van onsekerheid meer op jou lewe neerstort nie. Hy sê nee, jy vind rus want die God van vrede en stilte stap jou tegemoet in daardie swaar kry en in daardie seer kry. Maar nou moet ons nie dink die rus by God waarvan Psalm 62 praat is 'n wegvlug van ons probleme af of 'n desperate poging om net van alles ontslae te raak nie en van jou verskriklike lewe vol ellende agter te laat nie. Die rus by God waarvan Psalm 62 praat, vat nie die storm soos 'n towerstaf weg nie. Die rus by God bring stilte rondom jou. Dit bring vrede in jou, dit gee vir jou perspektief, sodat jy met nuwe moed en krag die storm wat daar ook al mag wees, kan gaan aanpak. Die rus by God laat verdwyn nie die storms nie, dit leer ons eerder om na God se stem te luister, dit te soek, en dit dan te gebruik om herstel in ons lewens te bring. Maar nou kan jy onmiddellik vra, hoe kry ek daardie rus? Ek is soos daai vliegtuig vasgevang in hierdie storm, dit breek my vlerke, dit ruk aan my totale wese. Hoe kom ek by daai plek van rus uit? Psalm 62 sê,
deur konstante, volgehoue gebed. 'n geleerde man, teoloog en filosoof met die naam Kierkegaard sê die volgende. Hy sê, hoe meer ek gebid het, hoe minder het my woorde begin raak. Totdat ek heeltemal stil geword het. Eers het ek gedink, bid is om te praat. Toe het ek geleer dat gebed ook nie blote stilswye is nie. Gebed is eerder 'n luister, 'n stil word, totdat jy God met jou hoor praat. Dis dalk 'n faset wat lankal in ons lewe ontbreek, wat ons in die storm van ons lewe vergeet het. Die stil word voor God, totdat jy hom met jou hoor praat. Vir ons beteken gebed dikwels om soveel as moontlik en so mooi as moontlik te sê. Dikwels word ons gebede 'n aframmel van 'n klomp geuite woorde, 'n klomp versoeke en 'n opnoem van 'n lang lysie wat ons benodig. Dit terwyl dit stil word in God se teenwoordigheid is, sodat daar ruimte is, dat hy met jou in jou storm kan praat. Van stil word voor God is daar nie sprake nie. Ons het baie keer net nie die geduld daarvoor nie en ons maak al hoe minder tyd daarvoor. Tog sê die digter dis die manier hoe jy op die ou einde jou rus in God sal vind. Letterlik kan 'n mens sê dat jy oor en oor in 'n bepaalde ritme vir jou sê, net by God, net hy, altyd hy, net by hom vind ek rus en kalmte. Hy is my rots, my redding, my veilige vesting, my krag, my sterkte en my toevlug. So vind die gelowige rus by God. Skuiling wat nie beteken dat die storms eenklaps verdwyn het nie, maar skuiling wat beteken dat jy as nietige mens, jy as verstote, gebroke, stikkende mens, ingetrek word in daai binnespasie en ingetrek word in daai heilige oog en kan stil word in God se teenwoordigheid. Ons wil so dikwels die rus hê, maar ons is nie bereid om na daardie diepste binnespasie toe te gaan nie. Om stil te word daar, vrede te vind en perspektief te kry nie. Die Nuwe Testament leer ons dat ons nie ver vir hierdie rus en vrede moet gaan soek nie. Want in en deur Jesus Christus kom daai vrede tot by ons, kom dit selfs in ons. En sommer gou in die Nuwe Testament sien ons waartoe hierdie Jesus in staat is. Dis hy alleen wat in staat was om die storm op die see stil te maak en die wind tot bedaring te bring. God word in Jesus Christus ons toevlug en ons rus in menslike vorm. Wanneer die nood ons omring en die storms van ons lewe ons vaskeer. Daarom sê Paulus so mooi in 1 Korintiërs 10 vers 4. Hy sê dat Jesus die rots is waarop jy jou lewe moet bou. Wanneer alles wankelrig en onseker raak. Dis presies die boodskap van Psalm 62 ook. Wanneer die storms van die lewe kom, bly die wat op Jesus bou staande. En vind hulle rus ongeag die krag en die sterkte van die storm met sy vernietigende krag. Wat Dawid in Psalm 62 in die geloof verwag het op die ou einde in Jesus Christus vir ons almal 'n werklikheid geword. En dis by hom waar ons rus vind. Liewe gemeente, elkeen van ons sal vanoggend ure lank oor 'n koppie koffie kon gesels het oor die orkane wat soms in ons lewe losbars. Maar wanneer ons hierdie laaste woorde van Psalm 62 hoor en dit ter harte neem en in ons lewe laat ego, dan hoor ons duidelik nie 'n man wat se storms vir ewig weg is nie. Ons hoor 'n man wat geleer het om sy rus en vrede binne in die storm te vind. Dawid het besef, die wind sal nog waai. Die stortreën kan nog val. Mense gaan hom nog teleurstel, maar God bly dieselfde. Hy is die rots wat nie verskuif nie, die toevlug wat nie instort nie,
Die stem wat sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Om in die oog van die storm te leef, beteken nie dat die storm verdwyn het nie. Dit beteken dat jy jou vrede en jou anker gevind het, nie in die omstandighede nie, nie in mense nie, maar dat jy jou rus gevind het in God. So wanneer jou lewe, soos daardie vliegtuig buite beheer begin draai in hierdie storm en die winde van vrees of onsekerheid om jou raas en al stikkend ruk, onthou Psalm 62 se geheim. Net by God vind ek rus. Daar in die stil middelpunt van God se teenwoordigheid, daar vind ons vrede en rus wat alle verstand te bowe gaan. Daar word geloof harder en my angs sagter. Daar word hoop sterker en vrese minder. Mag ons gebed in elke storm van ons lewe presies wees, soos wat die volgende gedig sê. Midde in die donderweer se gebrul, waar stortreën val en winde huil, staan ek, nie sterk uit eie krag nie, maar in U teenwoordigheid stil. Die wêreld ruk, die mense wankel, vertroue skeer soos seile in die wind, maar in U, my rots, my toevlug, vind my siel weer rus. U is die oog van my storm, die helder lig bo my verwarring, die kalmte vir my hart se onrus, die lig wat my donkerte laat wegsmelt. Laat die see maar raas en bruis, laat die aarde maar bewe, want in U vrede diep en stil vind ek my rus, my anker, vind ek my lewe. Mag ons in die grootste storms van ons lewe altyd onthou om by daardie binnenspasie, daardie oog te kom stil raak deur konstante gebed. En mag ons hele lewe 'n belydenis word dat net by God alleen is my rots, my redding, my veilige vesting, my krag, my toevlug vir ewig. Amen. Ons gaan saam sing as antwoord op die prediking Vonk 293. Dis 'n lied wat sê, Here, U is vir my 'n toevlug as die lewensgolwe dreig om my om te swaai en die stormwinde teen my lewe kom ruk. Ons sing saam Vonk 293. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan antwoord ons met 'n nuwe vlamlied, vlamlied 133, wat weer 'n belydenis word wat sê, U is my raadsman, U is die sterke God, U is die een wat my vashou. Daai refrein soos wat Psalm 62 sê, oor en oor herhaal moet word, as ons op die ou einde wil uitkom by 'n plek van rus in die Here se teenwoordigheid. So ons sing nou eers Vonk 293, dan die geloofsbelijdenis en dan ons slotsang uit Vlam 133.
Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met u elkeen wees. Amen.
Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lang wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. Hulle probeer my uitwerk, hulle skepe in leuns, met die mond sien hulle, in die hart vervloek hulle. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik, mense is niks, op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie, roef sal jou niks in die sak bring nie, as jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. Een ding het ek God hoor sê, nee, twee dat net God mag het, en 'n mens net op u Here kan vertrou, en dat u met elkeen handel volgens sy verdienste. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. God is my toevlug, vertrou altyd op hom, God is ons toevlug, stort jou hart voor hom uit, God is jou toevlug.